Goeienaand almal en baie welkom by vanaand se episode van in die huis met God. So vanaand se baie spesiale aand want ons het nou 'n spesiale Pinkster episode wat ons met ons kinders gaan gesels. So natuurlik het ons nou 'n baie spesiale gas by ons. So Ingeborg, baie welkom op vanaand se in die huis met God episode. So wat gaan jy vir ons lees vanaand? Ek gaan vir ons die gedeelte lees van Pinkster uit die Kinderbybel, sodat ons klein maatjies vanaand ook kan luister. Wat ons besef is ons die kinders is baie ingestel oor hoe dit lyk en prentjies en so. So terwyl sy lees gaan ons vir 'n prentjie wys van wat die Kinderbybel sê, hoe dit sou kon gelyk het in daai tyd. Of hoe dit sou gelyk het toe die Gees nou die mense uitgestort word. So kom ons luister lekker saam en kyk gerus na die prentjie. Ons lees uit Handelinge. Toe dit tyd word vir die Pinksterfees, was al die gelowiges op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid asof 'n sterk wind waai. Niemand het geweet waar dit vandaan kom nie. Dit het die hele gebou gevul. Toe versprei die Heilige Gees soos 'n veldbrand deur die mense. Hulle het in verskillende tale begin praat. In daardie tyd was daar baie Jode in Jerusalem, getroue pelgrims wat van oral af gekom het vir die fees. Toe hulle die geluid hoor, het hulle nader gehardloop. Toe hulle een na die ander hoor hoe hulle eie taal gepraat word, was hulle stom geslaan. Hulle kon nie verstaan wat aangaan nie en het aanhoudend gesê: "Is julle nie almal Galileërs nie? Hoekom hoor ons dan verskillende moedertale?" Hulle vertel van God se magtige dade in elkeen van ons eie moedertaal. Wat is hier aan die gang? Toe staan Petrus op en sê vol vertroue vir die mense: "Mede-Jode, almal van julle wat Jerusalem besoek, luister mooi en hoor die waarheid. Dit is wat die profeet Joël al gesê het, gaan gebeur. In die laaste dae, sê God, sal ek my gees uitstort op hulle wat my dien, mans en vroue, en hulle sal profeteer." Tot sover. Jo, dis 'n mooi teks. Veral die gedeelte wat sê en dit het versprei soos 'n veldbrand. Dis 'n pragtige beeld. Dit is mooi uitgedruk. Ja, baie mooi. Ingeborg, ek dink ons 'n bietjie, dit help nie net ons praat altyd met die kinders nie. Die kinders leer ook baie by mekaar, nie waar nie? Ja, hulle kan baie keer beter antwoorde uitkies as ons. Presies, ja. So kom ons vra 'n bietjie van jou kinders. Wat dink hulle, wie is die Heilige Gees? So kom ons luister 'n bietjie na wat hulle sê. Hallo almal, ons het nou lekker geluister na die storie van hoe die Heilige Gees aarde toe gekom het. Dis 'n baie mooi storie. Ons gaan 'n bietjie verder gesels oor wat beteken die Heilige Gees vir ons. Nou ek het vandag 'n baie spesiale gas hierso. Ons het vir Reinhard Baltus. Sê hallo Reinhard. Hallo. Hoe gaan dit met jou Reinhard? Goed. Gaan dit goed? Ons is bly dat dit so goed gaan met jou. Vertel 'n bietjie vir ons Reinhard. Wie sê jy is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is God. So die Heilige Gees is God self, nie? Nou dit is 'n mooi antwoord. So ons sê, ons het God die Vader en Jesus en die Heilige Gees, maar die Heilige Gees is ook God, nê? Dit is 'n baie goeie antwoord. Is daar nog iets wat jy wil byvoeg oor die Heilige Gees? Waar voel jy die Heilige Gees elke dag? Ekskuus? Waar voel jy die Heilige Gees? Elke dag. Elke dag, nê? En die Heilige Gees is ook in jou hartjie, nê? Ons moet dit mooi onthou. Dankie Reinhard, dit is 'n baie goeie antwoord. Dankie dat jy ons so mooi gehelp het om te verstaan wie is die Heilige Gees. Is jy reg? Ja. Asai. Nou volgende het ons vir Waldo. So Waldo, hoe gaan dit met jou vandag? Goed. Gaan dit goed? Ja. Het jy lekker gespeel daar buite net Ja. nou? Het jy lekker gespeel? Ja. Ek is baie bly. Nou Waldo, vertel 'n bietjie vir ons. Ons het nou die storie gehoor van die Heilige Gees. Nou wie sê jy is die Heilige Gees? Die Heilige Gees bly by ons. O, die Heilige Gees bly by ons. Nou bly die Heilige Gees in party van ons of in almal van ons? Wat sou jy sê? Van almal van ons. Almal van ons. Dit beteken in jou en in my en in mamma, nee. En wie nog? Reina. En Reinhard. En Liesel, nee. Ja. Daar's hy. Dankie Waldo, jy het ons baie mooi gehelp om te verstaan dat die Heilige Gees altyd by ons is. Baie dankie. Bye. Bye.
As hy julle nou laaste het ons vir Liesel. Nou Liesel is nou die jongste sussie, die kleinste enetjie van al die baltusse, né? So ons gaan 'n bietjie by haar hoor vandag. So, hoe gaan dit met jou Liesel? Gaan dit goed? Ons is baie happy. Vertel 'n bietjie vir ons, wie sê jy is die Heilige Gees? God. Is die Heilige Gees God, né? Ja. So jy stem saam met Reinhard wat sê die Heilige Mens Gees is kan God. nie God sien nie. Kan mens nie vir God sien nie. Nou hoe weet ons dan God is by ons? Hoe weet ons God is daar? Ons voel hom, né? Ja. Sê nou mooi het Liesel nou die twee boeties se idee van die Heilige Gees saamgevat, né? Wat sê Reinhard het gesê, die Heilige Gees is God, né? Toe sê Wal die Heilige Gees is by ons. Nou sê Liesel vir ons, maar dis albei van daai. Heilige Gees is God, Heilige Gees is ook altyd by ons. Dit is mooi, né? Ja. Is jy baie lief vir die Heilige Gees? Ja. Ons is almal, né? Dankie Liesel. Sê bye, baie vir die skerm. Bye. 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 Ja, laat ons met my... Ek gaan dan van daar af aan. Ja, nou. So jy begin en dan hierdie onderhoukies. Ag ek, dis is ons moet so baie, maar nog steeds is dit nie.